omgewing. So as ons in die voorslagboekie kyk, die hoofpunte wat getoets word, is noodhulp, touwerk, spoorsny, kaartwerk, kampering en fluitsyne. Alles word by hierdie een punt getoets. En die kinders word ingedeel, hy kry een volwassene, hy word in groepies ingedeel, hy stap na een volwassene toe, en daardie volwassene het 'n hele toetspakkie wat al hierdie 6 punte toets saam met die kind. So by die noodhulp, as jy in jou voorslagboekie, ek weet nie wie van julle dit almal, ek hoop jy het almal 'n nuwe boekie, maar dit maak nie saak nie. Daar is verskriklik baie blaaie oor bloeding en iets in die oor en perdeby, slangbyt, skorpioen, hitteuitputting, sonstevrigting. Ek dink dit is iets soos 'n draalmetodes, iets in die neus en so aan. Ek sou nie te veel tyd spandeer dit hier aan nie. Dit mag of mag dalk nie 2 of 3 punte wees van die hele toetsing. So, 'n kind wat lank voortrekker is, of selfs iemand wat 1 jaar voortrekker is, weet dan sekerlik nou al as 'n by jou steek. Dit is maar 2 of 3 kort vragies wat gevra word oor noodhulp. Ons berei nie die kinders voor om paramedics te wees nie. Hulle kan dit nou al doen, maar die toetsing by elke omgewingpunt toets nie op paramediese vlak noodhulp nie. Dan as jy aanblaai in jou boekie, is die volgende afdelingkie kampering. Soos daar in my boekie is die bladsy 110 rond. Daar is 'n blaadjie, hoekom kamp ons? Soorte kampe, baie belangrik, soorte kampe. Kampreëls, nie baie belangrik nie. Goeie kampterrein, baie belangrik vir bladsytjie om te leer. Inpaklysie glad nie belangrik nie. Vuur maak in die veld, lekker baie belangrik. Etes op 'n kamp, baie belangrik. Veral die fluitsyne wat saam met dit gaan en so aan, baie belangrik. Dan is daar die touwerk afdeling. So die voorslagkinders word getoets op skuifknip, voorslagknip, kniehalter, die kruisvasboel. Die kind gaan fisies toue kry, en hy gaan fisies die toue moet maak vir die offisier. En hy moet ook die gebruike ken. Daar is een blaadjie hierso, bladsy 118, wat sê, dit is so opsommende bladsy. Nee, ek weet nie, kan ek sien, maak saak nie. Daar so staan 'n skuifknip, las 2 ewe dik toue, pakkies, hout, skoenveters. Daardie is 'n belangrike blaadjie. Die kinders moet, so elke kind maak 1 knop. Hang nou maar af hoe jy loodval by watter tannie jy opeindig, watter toetspakkie het. En dan so 'n vraagie oor die touwerk, en daai blaadjie is belangrik. Hulle moet weet, wat is die gebruik van die tou, of van die knop dan. En dan as jy aanskuif, is daar 'n blaadjie spoorsny, met hierdie spoorsny kentekens. Dit is baie belangrik. Dit word maar net so gevra, daar's nou nie eintlik 'n ander manier om spoorsny te vra nie. Die kind moet daar ietsiekie kies, 'n antwoordjie kies van daardie goedjies, dis belangrike ding. Ek gaan nou net terugkom na kaartwerk toe. Ek sal 'n bietjie meer in detail in dit behandel. Die kompas, die kinders weet byvoorbeeld wie die kompas ontwerp nie, maar daar is 4 metodes van rigtingbepaling. So elke kind, soos ek sê, dit is die 4 toetspakkies, elke kind kry 'n kans of om rigting aan te wys met 'n kompas, met 'n horlosie, met die sterre of met die son. So, die kind kry fisies die kompas, hy moet uitstap en gaan wys waar's noord, kompas gebruik met 'n wys waar's noord. Belangrike dinge daar waarmee die kinders altyd sukkel is, hulle moet vir die tannie sê, ons werk op staaltafels, so ek vat die kompas nou weg van op die staaltafel af, want die staaltafel beïnvloed die kompaslesing, omdat dit magnetiese noord aandui, en ek hou hom hier in die lig noord te staar. So kinders wys dit, en dit is 'n fisiese oefening, dis nie teorie nie. Terselfdertyd ook met die horlosie. So ek gaan net gou hierso vir julle wys. Die kinders stap uit saam met die tannie, hulle kry so 'n horlosie en 'n stokkie. Hulle moet wys hoe bepaal hulle rigting, en ek hoop julle weet almal hoe dit werk. En daar druk en kan wys, ek draai hom nou, noord is in daai rigting. En ook met die rigtingbepaling deur middel van die son, die handmetode,
die tannie stap uit saam met die kinders en dan praat sy hulle, jy moet nou vir my wys waar is Noord, deur die handmetode te gebruik. En die laaste een is die sterre, hulle moet die sterre, die Suiderkruis word gepel uitgepak en dan moet hulle kan verduidelik, tannie dit is hoe ek in die aand sterre sou gebruik het om rigting te volg. So dit is ietsie wat kinders moet oefen en dit is, hulle kry dit baie goed reg eintlik. Die kinders sukkel gewoonlik nie daarmee nie, maar jy kan jou deeltjie doen deur hierdie horlosietjie aan hulle te verduidelik wat van dit oefen. Dan die fluitsyne, daar is op 'n bladsy die fluitsyne, bladsy 126, hulle moet dit uitpak met kaartjies, so dit word presies net so gevra. Dit is nou maar 'n fluitsyne, is nou maar, hulle blaas hom daarom nie, maar hulle moet dit uitpak. En dan die laaste deel, wat ek nou net 'n bietjie oorgeslaan het, is die kaartwerk. So die kinders het almal geografie op SV op skool. Hulle kry 'n kaart, 'n dorpskaart en ook 1 tot 50.000 kaarte, 'n stukkie van dit. En dan word of hulle gevra, wys vir my waarop die kaart is die, sê nou maar die lughawe, en wys vir my waarop die kaart is die hospitaal. En dan moet hulle meet, hulle moet afstand, party punte direkte afstand, so dan moet hulle net in 'n lineaal vat en hulle kan met die sommetjie kan maak. Hulle hoef nie calculators te gebruik nie. Hulle moet sê tannie, ek meet met my lineaal 13 cm, so is 13 maal 35.000, dit is hoeveel meter dit is. En 'n ander een is hulle kry 'n toutjie en dan moet hulle pad langs meet. So die kinders sukkel baie kere om te weet wat moet hulle aanwys, sê nou maar die hospitaal. So onder hulle moet daarin weet, onder aan die skaal, aan die kaart is 'n legende, hulle moet op die legende gaan sien op die prentjie vir die hospitaal, en dan is hulle nou kan sê, tannie, ek sien hierso die hospitaal prentjie, maar ek kry hom nie op die kaart nie. Dan sal die dame vir hulle wys, maar hier's die hospitaal, en daar's die lughawe, so media afstand. So dit is nie so dat as die kind sukkel, om die 2 punte te kry, dan kry hy sommer nou 0, want hy kry nie die punte ek kan nie eers die punte bekry om die afstand te bepaal nie. Soos Janel baie ander gesê het, en soos al die ander mense gesê het, dit is nie om vir die kinders moeilik of onaangenaam te maak nie. Die toetsbeamptes help hulle om die goedjies op te spoor en die afstand reg af te meet. Die kinders se kennis word getoets of hy weet hoe dit werk en weet hoe om wat is die sommetjie agter dit en die tegniek wat gebruik moet word. So dit is min maar dit. Is daar enige vrae van enigiemand af, dan kan ek dalk nog 'n bietjie antwoorde gee. Mariska, moet ons mooi kan verduidelik van magnetiese noord en deklinasie en wat is die ander ding, ware noord en daai goed. Ja, so daarso is in die voorslagboekie, dankie Jan, ek het nou vergeet om dit te noem, daarso is op bladsy 124 en 125 is daarso 'n bietjie teorie oor kaartwerk. So die kinders moet daardie goedjies ken. Hulle vra vir jou 'n bietjie vragies oor wat is 'n skaal, wat is 'n kaart, wat is 'n legende, en dan ook hier aan die onderkant sê hulle, al wat 'n kind moet weet is, hy moet weet dat ons kompas wys magnetiese noord en daar's 'n deklinasie en dit is die verskil. As jy dan 'n ware noord meet, dan moet jy die deklinasie aftrek daarvan af. So die kinders moet net bewus wees daarvan en kan 'n vragie kan antwoord oor dit. Dit is ons vra dan nou nie, jy weet, hoër graad kaartwerk nie. Hulle hoef nou vreeslik te verduidelik nie, maar hulle moet hierdie teorie is belangrik. Hulle gaan 'n vragie kry daaroor. Goed. So daar's teorie en prakties. Daar's nou vragies wat jy antwoord met papiertjies of goeters. Ja, by elke afdeling, byvoorbeeld by die tuiwerk, is daar 'n vragie oor watter soos ek sê net maar pak
hierdie kant se antwoordjies by daardie kant. Watter tou sal ek gebruik om 'n pakkie mee vas te maak? Watter tou sal ek gebruik om 'n klein toutjie en 'n dun toutjie vas te maak? Watter tipe knoop sal ek gebruik om twee stokke aan mekaar vas te maak? So en dan daarna moet hulle die knoop doen. So daar's 'n vraagie en dan 'n toepassing by elkeen van die afdelingkies. Behalwe by die vleitsyne word dan nie vrae gevra oor die vleitsyne nie. Daar's net 2-3 vleitsyne wat jy moet uitpak met kolletjies en streepies. Moet jy sê, hier is 'n vleitsyn, kom by mekaar, wys my hoe lyk hy. En wat van as 'n maatjie nou disleksies is of wat en hy ruil die streepies en die kolletjies om? So ons het elke keer nou het ons maar 'n persoon wat die kindertjies help wat 'n bietjie leerprobleme het of wat sukkel. So ek dink ons merk saam met die foutjie. So ons sal dan vra, verstaan jy dat dit wat sê vir my, hoe is dit? Is dit 'n kort klankie of 'n lang klankie? So ons help die kind. Ons wil dit nie vir hom onaangenaam sleg maak nie. Ons help hom. Selfde met die uitgaan buitentoe ook. Die kind kry 'n kompas. Ons het standaard kompasse daar. Ek vat altyd 'n bietjie van die oopklap kompasse ook saam en as die kind nie gemaklik is met die tipe kompas wat hy kry by sy tafel nie, dan kan ons dit omruil na met 'n ander ene. Want party van hulle sukkel verskriklik met die ding wat die speeltjie bo het. En so hulle moet fisies gaan uitstap buitentoe. Hulle kry die kompas in die hand en dan moet hulle vir ons wys waar ons noord. So as hulle sukkel met dit of as hulle nie gemaklik is met daardie tipe kompas nie, dan het ons ekstras wat ons omruil. Want dit help. Het enige iemand 'n kort pad of 'n mooi videoetjie van knope wat hulle ons na toe kan verwys? Hoe leer julle vir julle kinders waarvoor die knope is en hoe om dit te maak? Ek weet die voorslag 1 is iets van die jakkals en die hasie en dan hol hulle om 'n boom en die een kruip onder die ander een se ster deur en dit is vir my net verskriklik, want ek wag net vir wanneer die jakkals die hasie hap, maar hy kom nie daarby uit nie, die arme ding. Enige vrae vir ek en my omgewing? Jane, ek wil net gesê het, my mede-offisier of die seun se offisier, Rudolf, ek weet nie of hy hier is nie. Hy het toe ons knope moes geleer het, toe hy en sy seun al die knope mooi vir ons verduidelik. En ek gebruik tot vandag toe nog daai. Dit was nou al seker graad 3 of 4 wat hulle dit gemaak het. En dit, ja, en hy het mooi verduidelik van hoe doen die mense dit stadig, jy weet, en gesê waarvoor gebruik jy dit en so aan. So dit is nogal lekker om 'n videoetjie te hê. Dit was in COVID-tyd. COVID. Hi Rudolf, ja. Het jy nog daai video's, Rudolf? Ja, ek het hulle nog ergens. Ek praat met my COVID stem op daai video, so. Dis okay, hulle sal dink dis een of ander fantastiese oom wat uit die verlede uitkom om vir hulle te kom verduidelik van knope. Kan jy dit vinnig verduidelik? Hier op die vergadering? Skus Jane, verduidelik net, hoe bedoel jy? So, het jy 'n rympie of wat doen jy? Vat jy hulle hande of merk jy die toue se punte met verskillende kleure of wat? Hoe doen jy dit? Ek verkies dit om met 2 verskillende kleure op die punte te werk. Dit maak dit makliker as jy vir hulle verduidelik, die rooie gaan nou oor die groene of oor die blaue. En verder is daar nie, hulle moet dit maar net inoefen. Met die voorslagknoop, wat ek vind, wat vir my span goed werk, of maklik werk, is om ook maar 2 verskillende toue te vat, maak 'n lissie aan een, en vat 'n ander punt, en sê, okay, nou maak ons die knoop. Sodat hulle dieselfde idee kry, as wanneer hulle hom by die vlagpaal is om dit maak. Die kniehalter, wat ek sê vir hulle moet 2 by mekaar staan, een hou die tou vir hom vas, en die ander ene doen maar net die knoop. So,
ek het nie regtig enige tips nie. Dit Maar daar was rympies, ekskuus Rudolf, daar was rympies. ja, met die voorslag ene is daar rympie tipies, daai ene van die hasie kom uit die gaatjie om die boom onder deur sy eie stert. Maar vir die skuifknop, dit is maar links oor regs en regs oor links. Rita, ek dink daar's een wat jy ook gebruik. Ek weet party mense sê links oor regs en onderdeur of iets in daai lyn. Maar dis maar hoe ek hulle geleer het. Links oor regs en regs oor links. En dit is waar die kleure dan ook goed werk. As jy sê rooi gaan oor blou en blou oor rooi of op daai manier. Maar daar's nie eintlik anderster iets nie. Iets wat ek dink baie goed kan werk is om 'n vlot te bou. Want hulle doen met 'n vlot doen hulle so te sê al hulle knope. Of hulle doen almal. So dit is 'n lekker praktiese manier vir hulle om daai knope te oefen en hulle kan aan die einde sien wat het hulle gedoen. So dis maar die tipe goed wat ek sou doen. Ja, dankie. Dankie julle. Dit is maar die ou boererate wat goed werk. Hulle is maar staatmakers, né? Nee? Ja, mens kan altyd vir hulle sê, sit 'n tou in die kar en as jou pad skool toe is en mamma sit in die verkeer vas, oefen jou knope. Of as jy ergens in ry. Dit hou hulle ook sommer hulle hande besig en kan boetie en sussie mekaar nie vermoor op die agterste sitplek nie. So Wel, hulle het toue, so you know. Maar dit gaan weer in oefening. En ek dink mens moet maar net die idees gee van wanneer hulle dit kan oefen, dan help dit ook al. Ja, dit is 'n goeie plan, nê. En sommer om jou been. En as jy hom om jou been maak naby jou knie, dan doen jy die kniehalter en dis hoe hulle die perde vasgemaak het sodat hulle nie kan wegloop nie. Dit is nogal baie vindingryk, dink ek. Ek dink dit was 'n baie kreatiewe plan. Om die Ek het met maar dit ook nie hardop sê nie, met een van die seuns, ek het gevra wie wil hy nomineer en ek het 'n ekstra lang tou gevat en 'n lus om sy nek gesit, obviously wat hy nie kan toeskuif nie. En ek het 'n kniehalter om sy knie gemaak en ek sê, okay, kan jy nou loop? Dat hulle dit fisies kan sien en probeer daai konnektasie probeer maak. So natuurlik het al die ander maats gedink dit is 'n groot grap. So dit werk ook eintlik net die eerste keer. Ja. En daarna weet hulle wat kom. Ja, dis waar, dit is so. Maar dit maak definitief dit los 'n indruk, nê. Nee. Ja. So hoe leer julle maatjies noodhulp as hulle bang is vir bloed? Want as hulle daai rooi kruis sien, dan dink hulle, o, vet, hier kom hy. Hier kom dit nou, ons gaan bloei. Dit gaan snot skiet en spat en alles gaan breek. En dan is hulle bang daarvoor. Hoe kry ons hulle oor dit? Ek weet party wat was daai gom wat ons altyd mee gewerk het. Ek dink dit was Bostik, daai deurskynende gom. As jy hom so op jou vel smeer en so laagie maak dat hy so half droog is en jy vat jou velletjie en jy druk hom so na mekaar toe dat hy aan mekaar vasplak en jy sit lekker rooi die kerokram op en sulke goedjies. Ons het by die noodhulp kenteken het ek al gesien dat die mense verskriklik seertjies gemaak het, veral om hulle ouers mee te terg, dat toe die ouers hulle by die GGA of GGN opgelaai het hulle dood geskrik, want die kind se knie tot onder by sy enkels was geskraap soos 'n grasburn, en die kinders het dit verskriklik geniet, wat gemaak het dat hulle nie so bang is vir noodhulp nie, en ons leer sommer van bye in die omgewing, en dat hulle 'n bedreigde spesie is, nee, dat ons hulle nie graag wil doodmaak nie, en 'n by kom nie vir jou nie, hy gaan jou nie aanval nie, ons moet nie bang wees nie. So dis eintlik, mens kan eintlik sommer baie goedjies daarby sit. Is daar enige vrae, enige kommentaar, ietsie wat julle nog oor wonder?
hierdie is regtig nie 'n moeilike punt nie. Dit is baie lekker omdat dit visueel is. So, dis prentjies en stokkies en jy's met jou hande besig en dit maak dit regtig baie lekker. Ja. Non-John, Hallo ek het Pieter. beleef met my lot Ravadoos, veral nou met die van haar bank se Kambi SPDW, dat jy gee hulle die keuse van 'n besering. En dan het ons sommer hierdie blueberry jam gebruik. En dit het baie realisties gemaak vir die noodopsal. So hulle het meer gegril vir die konfyt as wat vir die bloed. Lekker taai. En lekker taai en dit was nog 'n pret tussenin, wat lekker apiebloed. Ja. Ja, dit werk lekker, nee. Dit is bietjie iets anders. Dit voel soms so sonde want jy mors met kos. So dan voel dit amper asof iemand jou leer om stout te wees, nee. Ja, maar hulle moet daar 'n pret hê. Hulle is mos nou graad 6. Ja, nee. Ek dink ook so. Enige ander vragie of kommentaar? Ek dink julle raak nou uitgevoorslag. Nee, mense raak nou soos okay. Jy kan net soveel voorslag doen en dan is jy ook nou oor dit, nee. Okay, Matuma. Ja, Rita? Jan, miskien is ek nou die enigste een wat nie weet nie. Ek het ergens gelees dat jy hierdie opnames op YouTube het. Is dit oues of is dit hierdie nuus wat jy nou aanbied? Want ek kry dit nie. Ek het net sommer in die algemeen gaan soek voorslag en toe weet ek, miskien soek ek ook nie die verkeerde plek of miskien het ek nou heeltemal verkeerd gelees. Nee, jy is heeltemal reg. Ek dink ek het so 2 kies om op te laai. Ek dink ek is 2 kies agter. Ek sal sommer vanaand bietjie aandag gee daaraan as ons hier klaar is. So, dis een lang woord, ekskuus. Verskoning. Een lang woord, voorslag, voorbereiding aan mekaar. Okay, ek sal daarvoor soek. Dankie. En dan het ek hom genommer. Voorslag, voorbereiding, spasie, nommer 1. En dan het ek in die beskrywing geskryf, dit was voortrekkerdrag. En voorslag, voorbereiding 2, en dan het ek in die beskrywing geskryf, ek kan nou nie onthou nie, wat die onderwerp was daarvoor. Maar as jy in, okay, 2, ja, ek sal 'n bietjie inhaal. As jy intik voorslag, voorbereiding 1 woord, dan kry jy die video's wat ek opgelaai het. As jy intik voorslag, spasie, voorbereiding, dan kry jy die video's wat gemaak is in 2021. Ja, ek het 'n paar gekry, 2020 en 2023 en so aan, maar ek kon nie maar ek sal nou mooi soek. Ja, okay, ek sal hulle oplaai en wat ek ook gesê het is hierdie opnames wat op Teams opgeneem word, se skakels, sit ek alles bymekaar op een dokument en as ons klaar is met die reeks, sal ek die dokument met julle deel. En dan kan jy net op die skakels gaan jou keuse maak om daai videoetjie oop te maak van die Teams opname. So, hopelik is julle dan, en ja, gaan luister dit gerus. Ek hoor, Mariska was baie goed, soos daar mag of mag nie punte wees nie. Ek moet vir julle sê, as jy hierdie video's deurgewerk het, en mooi luister, dan gaan julle definitief goed vaar, en julle kan net lekker dinge doen saam met die kinders vir die res van die, van in die 3de kwartaal, tot hulle dan by die kamp uitkom, en as hulle by ons kom, gaan hulle dit so geniet. Julle sal net sien. Goed, so, ek sien hier is 'n paar, voortrekkerdrag ek my omgewing, ek as mens. Okay, daar is 'n oulike video oor touwerk by 2021 se video's, daar is. Dis 'n groot plesier. Okay, so,
gebruik dit gerus, gaan YouTube bietjie of sê vir jou kinders, hou 'n kompetisie, laat hulle almal kyk wie kan die meeste video's oor voorslag op YouTube kry, nê? Dan weet jy ten minste hulle het dit gekyk en hulle kry sommer 'n idee van wat gaan gebeur. Ja, Rudolf. Joan, ek het seker so 2 weke terug op 'n website afgekom, Animated Knots. Wat ook nogal, lyk vir my nogal oulik is, hulle het oulike video's van hoe hulle die knope maak. En hulle het 'n redelike verskeidenheid. Dis net jammer, is alles in Engels. So mense sal moet gaan kyk watter knope is van toepassing. Maar dis nogal 'n oulike website wat mense ook na kan gaan kyk. Ja, dankie. Dit is 'n baie goeie voorstel. Baie dankie, Mariska. Ekskuus, ek dink ek wil net dalk ten samevatting sê. Ek dink as ek na die as ek kan onthou van die toetsmateriaal van laas en hoe die kinders gewerk het, as ek 'n offisier was nou wat my span moes voorberei het vir voorslag vir hierdie punt, sou ek gefokus het op die rigtingbepaling. Dit is 'n groot deel van die punte. Die kinders hou daarvan, hulle sukkel nie om dit te doen nie, want hulle oefen dit baie, dink ek. Ek dink offisiere doen baie moeite om dit te oefen met hulle. So rigtingbepaling, die knoopwerk en dan ook die kaartwerk. So as ek nou 'n offisier hipoteties sou wees, sou ek nie nou soos ek sê, ek sou nie tyd spandeer het aan die noodhulp nie, en ek sou ook nie tyd spandeer het aan die kampering gedeelte nie. Maar as jy dalk iets wil vat hier uit vanaand, wat moet jy fokus op vir die laaste paar weke vir voorslag, sou ek gedink het aan die rigtingbepaling, die touwerk en die kaartwerk. Dit is maar net al wat ek wil sê, as dit jou sou help. Ja, dankie. Dit doen gerus. En gelukkig het ons almal Google Maps of so iets op ons fone en ons kinders kan leer om te navigeer terwyl hulle op die Google Maps kyk waar ons ry en daar is 'n hospitaalprentjie en daar is 'n monumentprentjie en hier staan die straatnaam. Dan is dit sommer net soos Rudolf gesê het, op pad skool toe leer jy sommer lag gehou. Hoe om kaartwerk te doen en hoe om te navigeer. Is daar nog enige vrae of enige voorstelle, enige kommentare van iemand? Daar's hy. Dan bevestig ek graag dat ek in my omgewing ook een van die punte is waar die kind nie kan dop nie. Jy kan nie dit dop nie, behalwe, daar is 'n maar, behalwe as jy weier om deel te neem. Al wat jy moet doen om te kwalifiseer vir 'n medalje by voorslag, is jy moet deelneem. Jy moet daar wees en jy moet kamp saam met jou maats. En dan sal jy goed doen en jy sal dit geniet. Engelie, wou jy ietsie bygelas het? Ekskuus, Joan, dankie. Ja, maar ek dink my vraag was te half geantwoord. Net vanaf weer oor die touwerk. Daar word tipies dan ook vrae gevra van waar word hierdie knoop gebruik, en dan verwys ek spesifiek na seremonie. So dat 'n voorslagknoop word gebruik wanneer die twee toue van die paal en die vlag aan mekaar gesit word. Of dat die kniehalter gebruik word om die toue weer af te end nadat die vlag gehys is. Ek weet dit nie of Mariska dalk net so ietsie daarop wil uitbrei nie. Ja, ek dink die kinders besef nie, en ek sê dit baie kere, en weet met vir die kinders ook by ons kommando, ek wat voorberei, niks is daar om hulle uit te vang nie, soos byvoorbeeld sê nou maar die liedjies wat gekies word, daar's verskriklik baie herhaling in die stroop, dis nie liedjies wat verskriklike ingewikkelde woorde het nie, en dis dieselfde met touwerk maar. Hulle moet hierdie paar knope ken,
En eintlik al wat hulle skuifknip, jy moet daarom nou wraggies waar in graad 7 skuifknip kan doen, want jy is nou al daarom nou al 'n rukkie voortrekker. En dieselfde met so die enigste moeilike een is eintlik maar 'n bietjie die kruisvasboel wat vir hulle bietjie, ek kan sommer sien hoe sakke kinders se moed is dan al by die kruisvasboel tafeltjie beland. Maar die voorslagknip en ook die kniehalter is 'n knip wat hulle weer moet maak of al gemaak het in die dag of die dag gister of eergister of môre of so by die seremonietoetspunt. So dit is maar net, jy weet, herhaling van dieselfde ding. En die vragies wat gevra word daaroor, so die kind hoef nou nie, dit is soos 'n paskolom A by kolom B tipe vragies. Dis nie 'n uitgebreide verduideliking van dinge nie, maar hulle het hom al geoefen. En soos Jan gesê het, as die kind heeltemal totaal en al glad nou nie die knoop reg kry nie of heeltemal verskriklik sukkel, dit is nie totaal 0 vir daardie afdeling nie. Hulle kry daarom dan, dit is die goed tel gelyk hoeveelhede. Die teorievragie en die prakties is baie keer baie naby mekaar. So as die een bietjie sukkel, kan die ander die teorievragies daar in die kind se punte deurhelp. So dit is nie onmoontlik vir hulle om baie goed te doen nie. 100%. Nog enige ietsie? Adele? Hi, Joan, baie dankie. Ek het net 'n vraag. Een van my, dis nou so baie sensitiewe saak, maar een van my kinders het 'n bietjie van 'n fisieke uitdaging wat maak as hy nie regtig kan verbywoon nie. Dis nie regtig iets wat hulle in 'n groot klop wil hang nie, want die kind is 13 en is maar 'n ongemaklikheid. So die ma het gevra of daar enigstens 'n kans is, en hierdie is nie een van daai jy weet, stadiums waar die ma en die kind onderskeidbaar is, inteendeel. Maar die kind se fisiese toestand, mediese toestand, maak dat dit sal beter wees vir die ma om ook daar te wees, om haar te help. Ek gaan nie al die inligting deel nie, maar my vraag is net tot op watter punt is die offisiere bereid om vir haar 'n vergunning te maak, dat haar ma kan saamkom, en ek meen, ek kan die details deel met wie ewer nodig is. Maar ja, as hy dit nie kan doen nie, dan gaan die kind in alle waarskynlikheid nie kan kom kamp nie, en sy's regtig al baie lank al 'n voortrekker, en ja, dis nogal ietsie, dis 'n moeilike saak, maar ek sal net graag hoor, wat is die vergunnings wat hulle bereid is om te maak? Dankie. So, Adele, gelukkig is jy hier by ons, hierbo, so, maar as, ek kan nou nie praat nie, Annemie is hierso, van die Vrystaat, so sy kan dalk 'n bietjie raad gee oor hoe hulle dit benader in die Vrystaat ook, maar ek weet hierbo by, Voorslagkamp at Hartbeesfontein, is die ouers welkom. Jy is net soos enige ander groot mens of offisier op die kamp, jy, help op 'n punt, help die kindertjies organiseer en dat hulle toetspunt aflê, en dan is mamma naby as daar 'n krisis is. So as die behoefte daar is dat mamma saam met haar moet loop, dan sal ons dit bespreek, laat dit net nie ontwrigtend is nie, maar mamma of pappa is welkom op die kamp. Sy gaan in haar groepie wees, sy gaan deur die punte gaan, en mamma gaan vir ons help met al die ander, by 'n ander toetspunt. As sy by die toetspunt kom waar mamma of pappa is, dan moet hulle net nie haar toetsoffisier wees nie. Maar dit geld vir offisiere ook. So, jy toets nie jou eie kind nie, of jy toets nie jou eie span se kinders nie. Dit is nou maar net dingetjie wat ons doen. So, sy is welkom, of hy is welkom. Dit is regtig lekker as hulle saam met ons kamp. Ja, kyk, soos ek sê, sy sal glad nie betrokke wil wees nie. Die ander uitdaging is dan maar net, jy weet, die kind kan nie meer op 'n stretcher slaap nie, jy weet, of op 'n matrasie slaap nie. So dit is maar praktiese goed wat ek net wil weet. Ek sal dit baie graag voor die tyd wil uitklaar. Dat daar nie op die kamp, jy weet, enige uitdagings is nie. So as jy dalk net vir my apart kan laat weet, Joan, sal ek dit regtig baie waardeer, baie dankie. Ja, jy kan dit, die kampleier is hierbo, is Avi. So, jy kan dit met hom deel, of jy kan dit met enige iemand op die kampraad deel, en ons sal seker maak dat die boodskapie by die regte persoon uitkom, wat dan vir julle gaan help, sodat sy gemaklik is, en dat sy die kamp saam met almal geniet. Dankie, Jan. Nog ietsie, enig ietsie?
Dis jou eerste kans. Dis jou tweede kans. Dis jou derde kans. Daar sy. Nou maar toe julle, dit is dan hierdie Woensdag, die 28ste Mei. Dankie vir julle deelname, dankie dat julle saam met ons gekuier het in ons omgewing. Ons sien uit daarna om saam met julle te kamp en ons sien uit daarna dat julle kinders dit saam met ons geniet. So voorspoed, sterkte vir die week, sterkte vir die eksamens, vir almal wat eksamens skryf, ons hou vir julle styfduim vas. Lekker aand. Dankie, Joan. Dankie, Joan. Dankie, Joan. Baie dankie. Ja,